Goeiedag en welkom by die Milie FM Potgooi Ateljee. My voorreg om saam met my te Afrikaanse musieklegende en gitaar aficionado Mel Botha. Baie welkom by Milie FM. Dankie Johan. Dis lekker om jou te hê. Van student af was jy al 'n legend geweest wat ek student was. Almal onthou jy natuurlik eerstens as hulle praat Mel Botha se song vir Katrein. Ja. Ons nou reg ook oor gepraat op die radio. Jy's al jare. Jy het begin gitaar speel op 6, het jy gesê. Ja. 7 jaar ouderdom het ek begin speel. Maar ek het voor dit het ek orgel gespeel op 4. Jy kom uit 'n musikale familie uit. Ja, aan my pa se kant was maar meer in die boeremusiek kant en in die kerke het hy maar gesing. So ja, meer van sy kant af het gekry, ja. Toe jy eie musiek begin skryf het, wie was jou groot musiek invloed geweest? Weet jy, ek dink ek het altyd musiek gehoor in my kop. Ek sê dit al vir jare vir mense. My ouers kan dit beamoen, maar hulle is nou ongelukkig albei al in die hemel. Ek hoop so. Nie so seker vir my ma nie. Maar en jy weet, ek het net gethrive op dit wat in my kop is. Ek weet nie of dit regtig van 'n invloed of van 'n aard af gekom het. Ek praat van op 'n jong ouderdom, want ek het myself altyd so in die slaap gesis. My kop vreeslik geskit. En dan enigiets wat ek daarna, jy weet, kom ons sê nou van 3+ jaar ouderdom aan blootgestel was seker nou maar invloede wat gekom het. En dit het ek maar opgetel op kom ons maar op die radio, wat ook al, of in die kerke, of waar ons ook al by mekaar gekom het, en iets wat my aangegryp het, weet, as ek van 'n gunsteling song gehou het, dan het ek voor die radio gesin wag het, hoop dit speel. Maar later van tyd het ek my inspirasie begin kry uit regtig, eerlikwaar sê altyd maar eers op die treffersparade daai tyd. Ek dink dit was nog Springbok Radio of al die ou stasies, en daarna myself begin meer blootstel aan die klassieke genre. En dan rock and roll, jy weet, van Elvis regdeur tot die Beatles, wat ek eers later begin luister het. Ek sou sê my grootste inspirasie was waarskynlik Beethoven. Ek is 'n groot fan van sy komposisies. Maar ja, en toe het ek maar net geluister en net gaan probeer naboots en kyk hoe kan ek my eie styl of wat ook al daai het ontwikkel. Nou, waar ek jou geleer ken het is hier in 2000 rond, wat jy die deurbraak begin maak het. En dit was 'n unieke klank, daai rockklank in Afrikaans wat ons nooit gehad het. Ons was altyd onder die indruk Anton Goosen is 'n rocker. Ja. Tot julle ouens verbygekom het. En vertel 'n bietjie meer van daai tyd en die ouens met wie jy gewerk het. Wel, toe ek en Valiant 'n song vir Katrein gedoen het, toe is ons altyd al redelik gevestig in die musiekindustrie, weet, in musiekbedryf. Valiant waarskynlik meer was van 'n Afrikaanse kultusfiguur gewees op daardie stadium, met sy eerste album, ek dink dit was Dorpsstraat Revisited. En ek het gegaan waar my liefde my gevat het. Ek het meer geglo of gedink aan die klassieke symphonic rock, die Deep Purples, die Zeppelin. En ek het daaruit het ek my eerste album was 'n rock album met die naam van David's Confession, About Time. Wat ek saam met die Sinfonieorkes gedoen het. Maar ek gaan nou 'n bietjie rewind, want dis miskien waar ons televisie blootstelling gekry het in daai tyd. Maar toe is ons al bedrywig in die industrie, seker waarskynlik al vandat ek gestudeer het. Hoe oud is ek? Ek bedoel, ek speel al gitaar vandat ek 6 of 7 is. En jy weet, toe ek nou gaan eventueel studeer het die gitaar is maar altyd daar. Jy weet, deel van die koshuise en so aan, en ek sou sê daarna toe ek begin weet, nog tydens my studiejare het ek in heavy metal bands begin jol in Johannesburg en in Sunnyside en daai plekke. So daar het ek saam met interessante karakters gewerk. Weet jy, bands wat nie eers vandag kan jy dit opspoor nie. Weet, ek het gespeel vir 'n band, Adam Slave. Ek ben die rocksanger was so uitgelyk soos Bat Out of Hell, met sy lang blonde hare, het getiervel broeke gedra. Ons het 'n Motley Crue gelyk, ons hare het so gestaan. Ek het so Van Halen straat gehad. En ons het in Johannesburg en Hilbrau gejol. En
daai tyd was daar, ek weet Piet Botha was baie betrokke. Hy het die wat is hy het 'n bar gehad in Sunnyside. Wat was die bar se naam? Jesus, maar Piet was crazy. The Navigator en Fingers. Ek praat van in daai tyd en om jou vraag te antwoord met wie het ons almal gewerk. Ons is almal in Sunnyside begin. Steve Hofmeyer was like hy het drama gestudeer. Hy het met sy plakkies gesing en 'n middelpaadjie gedra na Fingers het ons gaan luister vir hom en Dozy en die Botha broers was deel van Georgia, maar daar was baie Engelse bands op die toneel. Elemental, Avoid. Just to name a few. Yes. Dit was baie aktief. Daar was nie 'n Afrikaanse musiekrevolusie ontploffing in daai jare nie. En toe gaan ek oor see en toe ek terugkom, toe's daar Springbok Nude Girls en Just Ginger en jy weet al die ouens wat nou daar begin namaak het. En dan kan ek daarvanaf nou vorentoe gaan of jou ander stories vertel. Jy het 'n paar nou dag ook gepraat 'n bekende plekkie in Bloemfontein daar in Tweedelaan. Wat was sy naam geweest wat Dozy ook baie by opgetree het. Weet jy het julle paar shows daar gedoen? Ons het inderdaad intendeel was Dozy wat my voorgestel het in die plek the workshop. Workshop, dit sy naam. Om Wick Stock het dit nog besit. So Harley Davidsons en so ek het daar gespeel baie en ek het gespeel by die Sterrewag Theater. Ek het by die Stan Du Plessis en die kleiner teater daar. André Genoot. Net so. Ja. Daar het ek 'n paar nice shows gedoen en ek het baie vir hier en daar 'n privaat funksie natuurlik en ek het gespeel by die Skuur en natuurlik probably die meeste optredes by O'Hain by die Asphalt Club gehad. Jy weet daai skurwe plek daar. Skurf maar lekker. En 'n nuwe album wat nie baie mense van weet nie in die Wille Weste. Ja. Wat nou uit is. Vertel ons 'n bietjie meer oor die. Jy het nou 'n mooi storie gedeel van Piet Botha en sure. Asseblief deel met ek sal hom weer vir jou sê. So ek het gedink by myself ek moet nou want ek hou van konsepalbums altyd jy weet. Vir my eerste album was 'n konsepalbum David's Confession wat gegaan het oor die battle between good and evil. Ons het vanoggend ek met 'n predikant gesels daaroor by die gastehuis waar ek by gebly het. Dit was very much die stryd tussen goed en kwaad. God en die duiwel. Die masjien wat die aarde gaan oorheers. Bla bla bla. Dit het in 1990 geskryf. Voor in die toekoms in 25 jaar later vandat ek daai album gelunch het in Sun City, het ek 'n album begin uitdink met die naam van moet ek 'n titel kry. Dink ek, wow. Wat is die eerste ding wat in jou mind kom as jy iets gaan soek is www. Dink ek is 'n goeie naam, www. Dit moet die naam vir die album wees. En dit is afgekort vir Welkom in die Wilde Weste. En toe het ek ek het jy weet baie keer voice-overs en klank effects geskep. Jy weet met snaakse vrae om mense uit te lok om soos wat Pink Floyd hulle doen met hulle werk. En ek het 'n skrip gehad, maar ek het nie 'n begin gehad nie. Ek het geweet die ding moet in A begin en ek het Simon Orange, die legendariese blues klavierspeler, het hy sy Hammond opgesit. En toe begin ek dink, miskien moet die ding begin met 'n nuusberig. Weet soos 'n nuusman wat praat en ambulans of so iets. Toe gaan krap ek in my argiewe op die rekenaar rond en ek kom af op 'n voice-over wat wyle Piet Botha vir my opgeneem het vir 'n klassieke musiekproduksie met Beethoven, Vivaldi, Mozart en Bach wat ons gedoen het wat titel 4 seisoene. En Piet het vir my dit kom doen. Dit was vir hom nogal so great want hy was op pad op toer toe sê, "Yes, dis die lekkerste en die vinnigste manier dat hy nou geld gemaak het net te praat." En hy het so 'n mooi stem. En die stem begin met die woorde. So julle moet gaan luister. www. Die eerste track se naam is www. En dit begin net met sy stem wat sê: "O God, aanskou die skoonheid van die skepping en kry berusting in dit wat moet wees. Die liefde vra alles ten volle en met goeie rede. En dit is hoe dit is vir my en jou en vir jou en my.
as ons nie volkome saam kon wees nie, sou jy nie hierdie ellende ervaar het nie, net soos ek ook nie sou nie. My reis hierheen was aaklig. Die koets het op hierdie onheilspannende pad gebreek, en as die 2 koetsiers nie saam met my was nie, was ek sekerlik gestrand langs die pad. Ja, en so gaan dit nou aan. En dan sê Esterhazy het dieselfde lot as ek oorgekom het, hoewel hy 8 perde gehad het en ek net 4. Dit was om die minste te sê, vreesaanjaend. En dan bou daai Hammond op en dan kom hierdie verskriklike rockgitaar in. Wat min mense weet, is dit is 'n brief wat ons vertaal het uit Duits uit, wat geskryf was deur Ludwig van Beethoven. Ja, dis wat dit so spesiaal maak. Ja. So jy kan gerus na daai album gaan luister. Ja, musiek natuurlik op al die jy kan hom enige plek kry. Ja. Nou, ja, dit is 'n gesprek vir 'n ander keer oor Vaderland, daai downloads en daai streams en daai goeters. Ja, dit is omtrent, dit is deel van die Wilde Weste daai. Ja, ons het gepraat daaroor met 'n paar van die ander kinders, of ek het al gepraat met 'n paar ander kinders ook. Mis jy nie 'n CD nie? Daai wat jy jou hele album op 'n CD kon sit. Ja. Ek dink so, ek dink dit enigiets tasbaar, iets wat jy kan vashou. En dit is jammer, jy weet, dat daardie kultuur bietjie verdwyn. Maar weet jy wat? Daar's lig aan die einde van die tonnel en ek wil dit is tog jou prerogatief as 'n kunstenaar om te sê, weet jy wat? Ek wil nog steeds 'n harde ware hê. Weet jy wat? Ek gaan my ding verpak op 'n stuk plank en bo op daai stuk plank het ek my woorde uitgeskryf en hier kan jy hierdie stuk plank koop. Of for that matter, 'n memory stick. Ek sien dis die manier wat almal gaan. Of natuurlik as jy iets wil net vrystel op vinyl. Of natuurlik 'n baie lekker ding is as jy dit wel op Spotify en op die platforms sit. Dan kyk, daai ouens is terrible man. Hulle doen dit, jy weet, dit is en dit het eintlik begin maar by Steve Jobs. Toe hy daai iPods gecreate het. Toe het almal nog gedink, hier's nou die nuwe ding. Maar dit het eintlik die musiekindustrie verkom in 'n baie groot mate. Hartseer tog. Soos Neil Young het baie geprotesteer daarteen. Want die ouens het die files gekompres, verskoon my taal, na MP3 of dit was nie meer WAV kwaliteit nie. Yes. En dis kom ons create vinyls. Ek sien paar van my kollegas het nou dit al gedoen, want jy kry daai analoog klank. Maar ja, mens moet maar verskeie maniere probeer uitdink. So as jy dit wel op die digitale platforme sit en jy bring 'n boekie uit met jou musiek in. Ek werk nou aan 'n vir geruime tyd aan 'n boek Flight of Bird wat ek uitbring, is deel van my en ek het hom in Afrikaans vertaal, dit is die gevleelde. So mense kan die teks lees en dan kan hulle die musiek op die digitaal, dan jy harde kopie, dan kan jy die musiek luister wat jy aflaai. Dan kry jy so 'n bietjie best van beide wêrelde. Yes, dis great. Ja. Mel Woods het nou jare in die Afrikaanse bedryf is en nie baie mense besef hoeveel is jy al betrokke in die Afrikaanse bedryf. Mense staan wie jy gespeel het en Dis crazy. Die ouens wat jy deur die ranks gebring het. Ja. Produksies wat jy self gedoen het nie. Hoe sien jy die Afrikaanse musiekbedryf nou, waar ons nou is? Jo, ek dink ons net asseblief net ongelooflike rede om trots te wees. Ons is hierdie jaar is die taal amptelik 100 jaar oud. En jy weet ek dink dit was Weiles Jacques Du Plessis wat vir my destyds gesê het. Jy sal nie glo hoe groot is Afrikaans wêreldwyd nie. Ek praat van regtig soos 'n baie gevestig reg oor die wêreld. Dis nie 'n ding wat vinnig gaan uitsterf nie. Ons is 'n redelike 'n tawwe nasie. Jy weet die boeremense. Wel, jy kan dit net sien in die rugby. Ek is baie bly dat ons uiteindelik die sport kon versoen het met die anderskleuriges. Want Vaderland, ek meen, ek dink hoe hulle van 1652 mekaar met kieries en sannas doodgeslat het. So uit al daai worstelinge dan nou iets gekom van jy wil nie met daai bomsquad gaan KAK soek nie, jy weet. So wat die Afrikaanse musiekindustrie aan betref, wat kan ek sê? Ek kan nou baie kritiek uitspreek teenoor al die goed wat gefabriseer word en daai goeters.
Ek was verlede jaar baie betrokke by die Universiteit Stellenbosch. Ek het bietjie verder aan my tale gaan studeer. Ek het my honeurs gaan doen daar in letterkunde. En ek onthou net hoe uitgesproke die jong studente was daar. Nie almal is te vinde vir daardie goedkoop goeders nie. Maar jy moet verstaan, jy moet die wetenskap agter dit verstaan. Ek wil dit graag vir die publiek sê, ek verkondig dit oral. En dit is dat daar is geld agter dit. Het sy dit 'n Afrikaanse platemaatskappy is wat saai met 'n kosgroep of 'n petrolstasie of wat ook al, en alles word betaal, so die goed word gefabriseer, die klanke, ek sê nie dit is sleg nie, dit is goed, dit kan kompeteer met enigiets wêreldwyd, Taylor Swift en so aan, en dan kry die radiostasies en die media outlets die voordele om dit eers te speel en te playlist, want hulle word betaal daarvoor, en dan word die publiek nie eintlik aan ander goeders noodwendig blootgestel nie. En dit vorm dan nou die kommersiële norm, maar hey, dit stimuleer die bedryf, so ek is fyn daarmee. Die ouens wat meer jy weet, ek het gisterand in Burgersdorp gespeel by 'n teatertjie met die naam van Kreatief. Dit was ongelooflik. Nice mense en 'n mooi teater. Hulle sal byvoorbeeld geen kunstenaar toelaat wat met backtrack speel nie, glad nie. Fantasties, juist. Ja, so dit is, ek weet Anton Goosen, ek ken die ou ook al vir jare, is ook nog 'n groot teenstander en uitgesproke oor die feit dat jy die tracks moet speel nie. En so aan, en ek sien die mense gryp terug, youngsters, my seun is derde jaar Universiteit Stellenbosch, hy het 'n band, hulle almal speel, hulle luister na hom. Jimi Hendrix, hulle luister na hom. Jy weet, Stevie Ray Vaughan, jy weet, ordentlike blues, rock and roll music, B.B. King, joh. En ja, ek hoop maar net in Afrikaans dat die ouens eerder dit sal nastreef en regtig op hulle instrumente fokus, want dis iets wat jy nie kan vervang met elektroniese foefies nie. Laaste vraag. Mel Botha, as jy nie besig is met musiek of skryf, wat doen Mel Botha om te ontspan? Slaap. Dit jou happy place. Ja, my beste jare op aarde was toe ek geslaap het. Ek het baie geslaap. Maar nou, ek probeer stap, ek probeer gesonder leef. En ek hou van die water. Ek het nog altyd 'n passie vir bote. So as ek so kan, dan het ek 'n ander boot, dan gaan ry kom, of ek het 'n passie vir ou karre en ou gitare. So ek weet, kyk of ek aan die riviere kan opgaan cruise en dit. Ek het nou saam met die Kaapse Filharmoniese Simfonieorkes gewerk. Ek stel my simfonie vry in Julie, die rivier simfonie. So ek het baie op die boot, ek moet 'n keer riviere gaan afneem. Dit is maar wat ek doen. Ek is 'n terrible visserman, maar ek probeer so nou dan 'n stok in die water sit. Ja, dis maar wat ek doen, en andersins lees ek maar poetry en luister maar na interessante goed, of kyk conspiracy theories. Is jy ook 'n conspiracy theory? Natuurlik. Mariska wat hier by ons is, wat nou besig is om die video te maak, sy is 'n groot fan daarvan. Sy gaan 4 ure kan besig hou hoor. Cheers, well done. Wel, ek sê vir jou baie dankie vir jou tyd, en baie dankie wat jy gedoen het vir die Afrikaanse bedryf sover. Baie so, dankie. En geniet die show vanaand. Ek weet jy's vanaand weer by die Asphalt Klub. Ja, nee, dankie vir julle, jessie. En hou aan gitaar speel, dit is inspirerend. Sure, baie dankie. Ek waardeer dit regtig. Ek is bly om te weet iemand waardeer nog wat ek doen. Dis Mel Botha hier so op Millie FM binne in die podcast studio, en what a legend.